net so dankbaar vanmôre dat ons nie hoef te wonder waar kom ons verlossing vandaan nie. Hoor wat ek sê, ons hoef nie te wonder waar kom ons verlossing vandaan nie. Ons hoef nie te wonder waar gaan die uitkoms vandaan kom nie. Ons hoef nie te wonder wie gaan ons help nie. Ons hoef nie te wonder wie gaan my hier uitkry nie. Al wat ons hoef te doen is om ons oë gefestig te hou op Jesus Christus. Hoor mooi. Die leidsman en volëinder. Die Engels sê the beginning and the end, the author and the finisher of our faith. Ek hoor iets in die week, hy iemand sê, as ons die outeur van 'n boek ken, dan kan ons presies weet wat daai persoon gesê het. Okay. En ons sukkel soms om autoriteit te verstaan. Ons sal nie sukkel om autoriteit te verstaan. Hoor mooi, as ons die outeur van die autoriteit verstaan nie. Autoriteit is afgelei van outeur. Authority, Engels, author. Ek wil vanmôre wil ek 'n bietjie met julle praat oor wat dit beteken om toegerus te wees. En ek kon nie aan 'n beter prent dink as hierdie konstruksieman met al sy tools en dingetjies en elke tool het 'n werk en elke gereedskap het iets spesifieks wat hy doen. Jy sien, terwyl ons hier op aarde is daar 'n konstante stryd tussen lig en duisternis in alles wat gebeur. Ons is die ligdraers, die instrument waardeur lig manifesteer. Ons is veronderstel om die ligdraers te wees, laat ek dit so sê. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Hy sê nie sommige van julle nie. Ons is veronderstel om die ligdraers te wees en hierdie stryd tussen lig en duisternis is nie iets waarvan ons moet weghardloop nie. Is nie iets wat ons moet vermy nie. Dis juist die plek waar ons moet instaan en vanmôre moet jy weet jy is toegerus om dit te kan doen. Waar jy gaan, moet lig gaan. Waar jy in beweeg, moet lig manifesteer. Maar daar bestaan 'n gaping as daar waar ons is, of waarheen ons gaan, as dan die lig is nie. As die ligdraer nie lig bring nie, waar moet die lig vandaan kom? En dit sê die verantwoordelikheid in ons hand, om eintlik met 'n paar dinge te deel, want soms voel ons net nie goed nie. Soms voel ons net nie lekker nie. Soms wil ek net nie nou vriendelik wees nie. Dit veroorsaak net onduidelikheid. As jy by die hospitaal is en 'n dokter stap in, en sê, dokter, kan jy my help? En hy sê, nee, ek kan jou nie help nie. Hoe nou? Jy is die dokter. As jy jou kar invat, verbande na Point S toe, en Andrew sê vir jou, ons gaan nie vir jou bande gee vandag nie. Hoe nou? Jy is die bande plek. Jy sien, en dis dieselfde onduidelikheid, dieselfde confusion wat ontstaan, wanneer die ligdraers nie lig dra nie.
Ek is so opgewonde as ek sien hoe die Here net in beheer is van 'n hele diens. Dat julle hierdie versie is vandag genoem. Dat julle vroeër. Toe het Maurits hom opgesê. Soek eers die koninkryk van God. En sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Sê gou eerste. Okay. Tweede, derde, vierde, vyfde. Ek is nie nou lus nie. Ek is op Facebook, ek sal eers Facebook klaarmaak. Ek wil nie nou nie. Ek sal wag vir Sondag. Soek eerste die koninkryk van God. Jy sien, en ons moet leer om onsself in dissipline in te bring om God eerste te stel. Want in werklikheid, in baie gevalle, plaas ons God tweede, derde of selfs heel laaste. Wat beteken dit as ons sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid? Jy sien, want ons het 'n verwagting in ons verhouding met die Here en in ons identiteit, omdat ons kinders van God is, dat er bepaalde dinge moet gebeur in ons lewe en om ons. Ons het 'n verwagting dat as ons in 'n plek instap en ons bid vir iemand, dat daar verandering gaan kom. Ons het 'n verwagting dat die guns en die goedheid van die Here op ons lewe is. Ons het 'n verwagting dat die profetiese woord wat gespreek is en die beloftes wat ons in God se woord ontvang het, 'n werklikheid in ons lewe is. En soms kom 'n mens by 'n punt wat 'n mens vra, maar hoekom werk dit nie? En ek wil hê jy moet vandag verstaan, en hierdie chillies wat is vir my so 'n mooi beeld. Eerste. En dit is vir my en vir jou belangrik om God eerste te stel. Wat beteken hierdie eerste? Kom ek verduidelik vir julle. Blaai gou saam met my na Matteus 3 toe. En in Matteus 3 is dit die gedeelte waar Jesus gedoop word. En hy kom by Johannes die Doper, nadat Johannes die Doper oor soveel dinge gepraat het oor die doop en hoekom dit belangrik is dat ons gedoop moet word. En hy sien Jesus, nadat hy van Jesus gepraat het, en gesê, daar is een wat kom. En toe Jesus kom, sê, daar is hy. En Jesus kom neem sy plek in voor Johannes die Doper. En kom ons lees aan. Hy sê in vers 13, toe het Jesus van Galilea na Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word, en u kom na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. Hou gou vas hierso. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Okay. Hoor? Kom, ons gaan weer terug. My vingers probeer so vinnig as moontlik werk. En kom ons kyk wat sê Jesus hierso. Hy sê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Jy sien, en hierso volg Jesus sy eie reëls. Want ek dink dit wat Johannes gesê het, is nie 'n slegte gedagte nie, en dit kan mooi klink en dit kan reg klink. Want Jesus is Jesus. Jesus is God. En hier staan hy voor Johannes die Doper, en Johannes sê, ons moet dit andersom doen.
Ek herken autoriteit, ek weet wat staan nie voor my, ek weet wie staan nie voor my. Hy sê, ek onderwerp my aan jou. En Jesus sê, dit is belangriker, dat ons moet onderwerp aan God se wil nou. Alle geregtigheid moet nou vervul word. Wat sou gebeur het as dit andersom was? Wat sou gebeur het as Jesus ingestem het dat Johannes die doper eerder gedoop word in plaas daarvan dat Jesus gedoop word? Die hemele sou nie oopbreek nie. Die stem uit die hemel sou nie uitkom en sê, hierdie is my geliefde. Nee. Jy sien, daar's altyd iets wat volg wanneer ons God eerste stel. Is altyd iets wat volg as ons soek eerste die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daar's altyd iets wat volg wanneer ons 'n keuse maak en sê, ons staan op God se woord. Van hier af word Jesus in die woestyn ingelei. En met elke keer, as die duiwel na Jesus toe kom, die vervolger, as hy na Jesus toe kom, en sê, kyk wat het ek vir jou. Wat sê Jesus? Daar staan geskrywe. Dis hoe dit sal wees. Het gaan nie oor wat jy sien nie, het gaan nie oor wat jy voel nie, het gaan oor wat jy dink nie. Het gaan oor die besluit wat jy neem, om God eerste te stel. Ons begeerte en behoefte om gehoorsaam aan God se woord te wees, hoor mooi, dit wys. En dit sal aanhou wys in ons lewe. En vanmôre wil ek wil die belangrikheid van God se woord in jou lewe benadruk. Kinders van die Here lees nie meer God se woord nie. En ek praat nou oor die algemeen. Kinders van die Here het 'n goeie idee van wat daar staan. Hulle het iets gehoor. Het 'n preek geluister op YouTube. Het 'n mooi boodskapie gekry vir die oggend. Hoor, daar's net geen kompromie vir God se woord in jou lewe nie. Dis onmoontlik om God eerste te stel in jou lewe as jy nie weet wat sy woord sê nie. As jy sê en ek sê, ons stel God eerste, dan moet die woord die belangrikste eienskap in jou identiteit as kind van God wees. Want ek wil weet wat sê my Vader, ek wil weet wat verwag God van my, ek wil weet wie ek is, ek wil weet wat om te doen, in plaas daarvan dat ek op my eie kragte staat maak, in plaas daarvan dat ek op my eie gedagtes staat maak, wil ek weet wat verwag God van my. Johannes 1 vers 1, kom Johannes en hy skryf hierdie, in die begin was die woord. Ek en my seun wat lekker saam, maar ek weet nie partykeer wanneer is dit ek en wanneer is dit hy wat die woord opsit nie. Was dit nou jy of was dit ek? Of was ek? Okay. In die begin was die woord. Sê woord. Party mense sal wil hoor, in die begin was 'n gevoel. Want God is 'n gevoel. In die begin was dit net 'n atmosfeer. Like dit. In die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Nie gevoel nie. Die woord. En as jy gaan aanlees, en jy kom hierso by vers 4 en 5, dan sien jy hierdie woord, en hierdie manifestasie van woord, hoor wat is dit? Dis lig. Dis lig.
Dis lewe. En dis die effek van woord. En as ons sê ons is ligdraers, dan sê ons is draers van God se woord. As ons sê ons staan vir lewe en oorvloed, staan ons vir woord. En moenie verkeerd my heeltemal verkeerd verstaan nie. Daar's baie teoloë wat die Bybel studeer en bestudeer. En so ver van die pad af is. So ek praat nie van die letter nie. Want die woord was God. Ek praat van God. En om God te verstaan, moet ek hom eerste plaas. Moet ek kan weet wat sê sy woord. Moet ek kan weet wat verwag hy van my. En moet ek dit kan doen. Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die blomme verwelk, maar die woord van ons God hou stand in. Jy op 'n plek gekom wat die reëls wat daar gister was, staan nie vandag nie. Okay. My vrou gaan nou die dag gaan sê na lisensiekantore toe en sy gee die papiere in. Soos wat ons dit nou al ingegee het baie kere. O nee, jy moet dit nou so doen. Okay. Doen dit so. Hand terug, kom by 'n ander ene. O nee, die stempel is op die verkeerde plek. Ek is so dankbaar dat God se woord staan vas tot in ewigheid. Dit verander nie. Dit word nie minder kragtig nie. Dis vas. God sê vir Joshua, nadat hy die geleentheid kry om die volk te lei, en die opdrag kom, hierdie woord, bedink dit dag en nag. Moenie dat hierdie woord nie krag het en 'n plek het in jou lewe. Dag en nag. Gaan lees wat sê Joshua 1. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Volkome toegerus. En as kind van God wil ek dit vir jou so, ek wil dit amplify, ek wil dit so uitbeeld, uitdruk, so verlig vir jou hierdie gedeelte. Hoor mooi. Ek glo daar kom 'n tyd waar ons nou moet instap in die woord van God en ons nou gesed handel volgens elke woord wat daar gegee word. Dat ons nou gesed moet handel om in elke situasie wat ons ingaan, in te beweeg. En dat ek weet, ek beweeg nie nou op my eie autoriteit nie, ek beweeg nie nou op my eie kennis nie, ek beweeg nou op die woord wat bly staan tot in ewigheid, die reëls wat nooit verander nie, ek beweeg nou op hierdie woord wat nie uit my hart uitkom nie, maar die skepper van hemel en aarde het hierdie woord in plek gesit, sodat wat nou moet gebeur, kan gebeur. Sodat die wonderwerk wat nou moet plaasvind, nou kan plaasvind. Sodat die deurbraak wat nou moet plaasvind, nou kan gebeur. Gaan lees in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kyk hoeveel keer staan daar, waar Jesus iets doen, sodat die woord van God in vervulling kan kom. Hoor mooi wat ek sê, dan moet 'n vervulling van God se woord in jou lewe wees. Van die woord en die gedagtes wat aangaande in jou lewe het. Gedagtes van vrede en nie onheil nie, spreek die Here.
Maar vir daai woord om in vervulling te kom, moet jy gehoorsaam wees, want wat daarna volg is baie belangrik. Jesus moes 'n besluit geneem het vir geregtigheid toe hy voor Johannes staan. Hy moes besluit het, gaan ek nou doen wat Johannes nou sê, want dit is okay, ek is eintlik 'n bietjie hoor op as hy. Nee. En Jesus gee hom, sodat die woord van God vervul kan word. Daar's 'n woord wat vervul moet word in jou situasie waar jy is. Die krag van God wat geopenbaar moet word, gaan geopenbaar word as gevolg van die vervulling van God se woord in jou lewe. Hoor mooi, daar's 'n vervulling van God se woord oor Sabi. Daar's 'n vervulling van God se woord in jou finansies. Daar's 'n vervulling van God se woord in jou verhoudinge. Die vraag is net, is dit nou eerste of stel jy om derde, of vierde of vyfde? En dis hoekom dit belangrik is, dat ons hom moet eerste stel. Jy sien, ons het ons gedink dat dit reg is, om op ons eie gedagtes staat te maak, en op ons eie idees, en ons dink dat wanneer ons dit doen, gaan dit die beloftes van God in ons lewe losmaak. Gaan nie gebeur nie. Inteendeel. In Markus 7 vers 13, kyk wat sê die skrif. Jy kan die woord van God kragteloos maak. In jou lewe. Wat sê ek? Die belofte waarin jy wil vashou. As jy dink jy gaan dit bereik op jou eie oorlewering en op jou eie gedagtes en op jou eie maniere, gaan nie gebeur nie. So gebeur dit baie keer. Ons ry elke dag Leidenburg toe en ons bepaalde goeders wat ons wil doen in Leidenburg, en dan kom ek in Leidenburg, dan besef ek, dit wat ek nou wil doen, kan ek nie doen nie. Want ek het iets by die huis vergeet. Ek het nie gegoed terugry en gaan haal nie. Maar omdat ek dit nie het nie, en omdat ek nie toegerus is nie, en omdat ek iets nagelaat het, gaan dit wat nou moet gebeur, nie kan gebeur nie. Ek mis die geleentheid. En as kinders van God, moet ons minder geleenthede wil mis. As kinders van God, as ligdraers, hoor, as 'n kanaal wat lig bring, as 'n kanaal wat lewe bring, God se woord wat in vervulling moet kom vir hierdie oomblik. Hoor mooi. Ek moet toegerus wees. Ek moet die regte dinge by my hê. Ek moet weet. As iemand na my toe kom en sê, ja, maar die woord van God sê so, dan kan ek hom reghelp as hy verkeerd is. Maar ek kan nie as ek nie die woord van God ken nie. Ek sal nie weet wat is die woord en die wil van God, as ek nie verstaan en tyd gee. Jesus sê, kom koop van my. Kom koop van my. Hoe koop ons van Jesus af? Waar is daai winkel? Kom koop van my. Kan ek vir iets sê? In Engels het hulle 'n sêding wat sê, time is money.
koop ek? Hoe verkry ek? Hoe bekom ek? Tyd? Wat maak jy met jou tyd? Wat se tyd spandeer jy? Wat se tyd gee ek? Geliefdes, kinders van die Here, ek is so opgewonde, nee, dat jy in Spar instap, nee, en jy staan stil langs 'n persoon wat jy nog nooit geken het nie, en gesien het nie, en jy ervaar net, die Heilige Gees sê vir jou, hierdie persoon het net nou 'n mooi glimlag nodig. En jy gee jou beste glimlag, soos wat jy elke Sondag vir die ou langs jou en voor jou en agter jou gee. En jy verander sy wêreld, omdat jy lig en lewe gee. Ek is opgewonde vir die geleentheid, waar kinders van die Here, hoor mooi, in 'n land instap, in 'n straat ingaan, waar die naam van Jesus vir generasies, vir jare, nog nie gespreek was nie. Daar's net donkerheid. En hulle stap in en spreek. Jesus. En die atmosfeer bewe. Want iemand het gewaag om lig en lewe te bring. Elke plek waar ek my voet neersit, gee die Here vir jou. Maar vir daardie woord om in vervulling in te gaan, moet die woord in jou wees. So hoekom, vra vir jou pastoor, hoekom lees hy die woord? Om preek te kry vir Sondag. Okay. Hoekom lees jy woord? Nee, want ek wil die Bybel deurlees. Okay? Wat van ons lees die woord?